Ons maak eens net so vir 'n oombliekie ons harte stil, voor ons begin met die woord. Here, laat u woord sy weg vind in ons elkeen se hart. Kom verheerlik u self, maar Here, kom raak ook my lippe aan om te kan sê, so sê die Here, sodat dit gesag ook sal dra en harte sal verander. Sonder die salwing van die Heilige Gees is ek niks, en is hierdie woord ook tot niks verdoem. Maar Here, deur u krag kan u, sal u ook harte verander. En dit is waarvoor ons bid in Jesus se naam. Amen. Julle kan saam met my blaai na Openbaring 21. Openbaring 21, ons gaan so die eerste paar verse en daar lees. Openbaring 21 van vers 1 tot en met so vers 9. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee, uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Net tot sover lees wat die woord van die Here betref. Nou ons gesels met u bietjie hierdie jaar. Die tema is die hoop wat van die evangelie, die hoop wat in ons is, en ook die hoop wat voorlê, die hoop vir hierdie lewe en die hoop vir hierna. Die hele gedagte van hoop, want ons lewe in 'n tyd, glo ek, dat baie mense het hoop verloor. Mens sien dit, mens hoor dit in gesprekke, en baie keer is dit in 'n situasie wat baie persoonlik is, wat jy hoop verloor het. Andersins is dit dalk weer iets in die wêreld, wat jy oorweldig en wat vir u in 'n toestand van wanhoop los, en wat jy wonder, wat nou, waarheen nou? So ons gesels oor die hoop wat voorlê, en dit is die hemel. Nee, wat weet jy van die hemel? Dalk sê jy sê genoeg. Maar solank ek net daar kom, is dit vir my genoeg. Die res moet vir my 'n surprise wees, maar ek dink mens moet tog ook oor sekere aspekte van die hemel moet 'n mens gesels. Dit is belangrik, want dit is ons bestemming. En as julle soos ek is, as ek weet ek gaan nou met vakansie na 'n plek toe wat vir my vreemd is, en dis die eerste keer dat ek so toe gaan, dan gaan lees ek op oor daai plek, en ek gaan kyk na al die paaie, en ek gaan kyk na al die dingetjies wat mense kan doen, en waarvan moet jy wegbly, en wat kan jy geniet, en so aan. Ek gaan doen dit, lang voor die tyd. En ek glo, as 'n mens op pad is hemel toe, moet 'n mens ook so 'n bietjie uitvind oor daardie plek. Nou, het die Here nie vir ons so baie gegee, dat ons alles weet nie, maar hy het vir ons genoeg gegee, sodat ons kan weet, dis iets om na uit te sien. En die res sal 'n surprise wees. Ek dink baie van ons gaan, die dag as ons daarbo kom, gaan ons, soos die koningin van Skeba sê, toe sy Salomo sy rykdomme en al sy goud en al sy dinge gesien het, en sy het dit gehoor, en sy het al die pad getrek, van daar ergens in Afrika, Boon-Afrika, het sy opgetrek Israel toe om te gaan kyk, eerstens te gaan sien, wat gaan daar aan, en toe sy dit alles sien, toe sê sy 'n ding, maar die helfte is my nooit gesê nie.
Maar ek dink ons gaan met 'n kleiner breek moet werk. Ons gaan sê, Here, ons het nie 'n cooking clue gehad, en dit is wat dit is nie. Ons het nie ons stoutste verwagtinge oortref. Ons het nie gedink nie. En so oor die jare het mense probeer met foto's en met beelde wat hulle geskep het en liedjies wat hulle geskryf het hulle probeer om hierdie uniekheid van die hemel te beskryf of vir ons uit te beeld. Het hulle geslaag daarin? Dink nie so nie. Want dan sou ons nie 'n liedjie gehad het soos, ek dink dit was Belinda Carlisle wat die liedjie gesing het jare terug, Heaven is a place on earth. Nou jy kan vir jou seker so 'n plekkie inrig op die aarde wat jy dink is die paradys, en dit kan ergens wees, 100% dis fyn, dis dalk jou stukkie hemel hier op aarde, maar dis nie die hemel nie. En dit is ook nie hemels om in iemand se arms te wees en vasgehou te word in 'n verhouding en sê, dis hemels nie, dis my hemel op aarde nie. Nee, dis dalk goed en dis lekker, dis aangenaam, dis goeie dinge, maar dis nie hemel nie. Dis 'n stukkie hemel wat jy dalk op 'n baie beperkte manier ervaar. En dat daar mense ook oor die jare boeke geskrywe oor die hemel, want hulle het konsys openbaringe gehad van God. En die Here het hulle in die hemel gevat, het hulle in die hel gevat en vir hulle dinge gewys, dan kom hulle terug en gaan skryf oor hoe goed is, dan eindig mense met 'n boek soos Heaven is so real, wat jy van jou boekrak af onmiddellik moet verwyder, want dit is 'n groot klomp twak. Dan eindig mense met boeke soos Mary Baxter, ek het nou die titel van haar boek vergeet, maar Mary Baxter het ook 'n boek geskryf oor die hemel en die hel, wat sy die onskriftuurlikste dinge kwytraak. Maar mense gryp hierdie goeders aan, want hulle wil weet wat gaan in die hemel aan. En nou raak sy 'n klomp onskriftuurlike dinge kwyt, en die boek verkoop so soetkoek. Verwyder hom van jou rak af. Want vir baie mense het dit die Bybel geword oor die hemel. En dit wat ons van die hemel lees in boeke, en wat mense kwytraak as openbaringe of visioene wat die Here gesê het, moet ons altyd meet aan die woord van die Here, en as dit nie die toets slaag nie, dan verbrand jy daai boek as kettery, as vals, gruwels voor die Here. Want wat die Here vir ons in sy woord gegee het oor die hemel, is genoeg. En selfs dit weet ons nie alles nie. As die Here vir ons meer oor die hemel wou sê, as het reeds vir ons gesê is, sal hy destyds al 'n profeet opgewek het om dit vir ons te sê. Wat met gesag sou kon sê, so sê die Here, so wat Johannes dit gedoen het, en soos wat die Ou Testamentiese profete en al die Bybelse profete gedoen het, maar die een van die mense, wat dinge kwytraak oor die hemel, en boeke skryf daaroor, het hoegenaamd die gesag om te sê, so sê die Here nie. En hy kom altyd met iets van, die Here het vir my gewys, en ek het gesien. En as die Here nie vir jou gewys het nie, en jy het gedroom, en jy maak dit woord van God, is jy in diep moeilikheid. Dan voeg jy by wat hier geskryf staan, en die Here sê, vervloek is hy wat enigiets byvoeg, wat aan jou geopenbaar is. Ek sê weer, as die Here vir ons meer wou sê oor die hemel, sou dit reeds hier gewees het. Maar gaan lees maar net so 'n bietjie, jy gaan doen 'n studie oor die hemel, dan gaan jy agterkom, ek weet ook nie so baie nie, hier is eintlik baie meer as ek gedink het oor dit. So waar begin mense as mens nou praat oor die hemel? Is jy seker hier is op pad? Interessant, ek gaan kyk na statistiek in die week, 80%, ek weet nie wat dit is in Suid-Afrika nie, maar dis die syfers in die VSA, 80% van alle Amerikaners glo in die hemel. En 'n groot persentasie van daai 80% glo hulle gaan soontoe. Op grond waarvan sê hulle dit? Verkeerde opvattings. Aannames wat hulle maak. We're all going to heaven. Want God is 'n God van liefde, hy sal niemand hel toe stuur nie. Dis mense se persepsie. En hulle glo dat elke godsdiens, of jy nou vir Boeddha aanbid, en of jy nou vir Confucius aanbid, en of jy nou vir Mohammed, vir Allah aanbid, of watter God ook al,
Almal is net 'n manier op pad hemel toe. En daai vorm, ons praat van sinkretisme, het al baie dekades terug in Suid-Afrika ook sy neerslag gevind. We are all God's children. We are all Rainbow Nation. Onthou jy daai uitsprake wat mense gesê het? Ons is almal kinders van die Here. Is ons? Is almal kinders van die Here? Nee. Die Here gee vir ons in sy woord 'n unieke uitspraak daaroor. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's geen ander naam onder die hemel gegee waar ons gered moet word nie. As daar ander maniere was om in die hemel te kom, buiten Jesus, dan was Jesus, en ek sê dit met die grootste eerbied en respek teenoor God, dan was Jesus die grootste fool op hierdie aarde om kruis toe te gaan en daar vir die mensdom te sterwe, want hy dan nie nodig gehad om dit te doen nie. Maar hy het, en hy is nie 'n fool nie. Dis die wysheid van God wat dit gedoen het, om die mense se dwaasheid juist te openbaar. En God stuur niemand hel toe, net so by the way. Dit het al baie keer gesê. Ons is almal van nature op pad soontoe. En die Here het alles gedoen om ons te blok, om ons te verhinder om uit te kom. Hy het sy seun op die spel geplaas, om ons te keer, want ons is almal op pad soontoe. Soos ek nie Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker nie, dan hou ek maar net koers, dis al. Die gaan maar net aan, nie gaan eindig. Kan ek dan vir God kwaadlik neem? Hoe genaamd nie. Dis die wysheid van God. So dat ek 'n paar vrae wat ek hoop ek kan beantwoord ook in hierdie boodskap. Kyk of ons kan almal antwoord. Wat is die hemel? Waar is die hemel? Mense vra baie keer die vraag, maar sal ons mekaar ken? Daarbo. Iemand het eendag gesê, ja, ek dink nie so nie, want ons sal nie groter voels in die hemel wees as op die aarde nie. Vang julle daai ene? Lyk nie so nie. Sal ons mekaar ken? Is daar honde in die hemel? Die hondeliefhebbers gaan sê ja. Niet so te loop, as daai vraag is, gaan daar honde in die hemel wees? Dan moet ons die vraag eintlik afvra, gaan daar troeteldiere in die hemel wees? Want party ouens het met 'n hond so verhouding as wat 'n party ouens 'n troetelkriek het. Dan moet daar krieke ook daar wees, want dit is my kriekie. Verstaan jy wat ek sê? Die hemel is 'n geestelike plek. Dis vir mense wie Jesus gesterf het. En ek is jammer, maar as ek dalk nou hard en ongenaakbaar klink, maar ek dink nie daar gaan honde in die troeteldiere wees nie. En die Here vir hulle aparte hemel, ek weet nie. Bybel sê niks, so ek kan nie filosofeer daaroor nie. Ek kan nie my uitspreek daaroor nie, maar die Bybel sê niks daaromtrent nie. Dis anders ene daai. En watter hoedanigheid, as jy van geestelik, mens kan die vraag vra, watter domein is dit? Is dit in die woonplek van God of in die lig? Ek sien ons maak so stelling, en ek kom nie af op Johan nie, ek wil het verduidelik, want hy sê, daar gaan perde wees. En dit is waar. Maar, ons moet nie verstaan, watter hemel ons van praat nie. Nou weet ek julle. Want die Bybel praat van 3 hemele. Nie 7 nie hoor. Ons sê baie keer, as ons baie gelukkig is, en ons is baie excited, sê, ons is in die 7de hemel, nee. Wat beteken dit? Dit is net 'n spreekwoord. Dit is nie Bybels nie. Die Bybels maak hoegenaamd nie melding van 7 hemele nie. Daar's 3. Wat ene gaan jy wees? Ok, nee, ek gaan julle, ek wil nie deur mekaar maak, ek gaan nou vir julle verduidelik. Maar dis die vraag wat ons gaan antwoord, waar is die hemel? Wat is die hemel? Gaan daar diere wees? Gaan ons mekaar ken? Hoe oud gaan ons wees? Sommige mense sê, so oud is die dag as jy gesterf het. Party ouens gaan dit nie like nie. Ander ouens gaan baie like. Alles mense begin ouer word en
Die skete en die kwale raak al hoe meer. As iemand enig gesê het, as die ander kant 70 is, nie word die oggend wakker sonder 'n skeet en 'n pyn, omdat jy weet, jy het in die nagsaggies heen gegaan. Dan, dis, hoe oud gaan ons wees? Want as ons sê, ons gaan so oud wees as die dag toe ons gesterf het, wat van babetjies? So hulle gaan vir eternity gaan hulle babetjies wees, want daar gaan nie veroudering in die hemel wees nie. Ek dink jy het al enig hier gesê, ek hou van die teorie wat iemand gehad het, en sê, hy dink ons almal gaan so oud wees, en so wees soos wat Jesus is, so 33. Ek settle vir daai ene. Nee. Party ons gaan 'n upgrade kry, ander ons gaan 'n bietjie 'n downgrade kry. Maar nou ja, ons het nie feite rondom dit nie. So dis vrae wat mense vra uit nuuskierigheid, en ek dink nie dis nodig om dit te antwoord, en te probeer antwoord nie, want dit is nie regtig ter sake nie. Daar's ander belangriker kwessies oor die hemel wat ons oor moet gesels. Wat gaan ons daar doen? Ons gaan heeldag met ons harpies sit en speel, né? Iemand het eendag ek het gesê nie, ek het nie gesê nie, dit is nog nooit my siening gewees nie. Maar iemand het eendag gesê, as ek heeldag in die hemel moet sit en harpies speel, wil ek nie daar wees nie. Ek dink jy ons gaan sit en harpies speel, maar in elk geval, dis buitekant tyd. So, of ek nou speel, en of ek nou oor 'n uur speel, en of ek nou volgende jaar nog speel, en of ek oor 100 jaar nog speel, ek is in die ewige nou, daar is nie tyd nie. So, ek gaan nie moeg raak, in elk geval daarvan nie, want ons beleef, ons is in 'n dimensie waar daar nie tyd is nie. So, dis vragies wat ons maar baie keer het, en wat mense vir ons vra, wanneer dit hierby kom, wat gaan ons daar doen? Maar die belangrike vraag wat ons moet antwoord is, hoe kom ons daar? Wie gaan soend? Wat moet ek doen om daar uit te kom? Wat is in plek gesit? Hoe kan ek seker wees dat ek daar gaan wees? So kom ons kyk dan so 'n paar gedagtes, net so inleidend ook. Wat sê die woord van die Here vir ons? Van daai teksvers nou lees in 1 Korintiërs 16, dan sê vir ons, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, en dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar Christus is opgewek, opgestaan. En dit gee vir ons hoop. So, ons het baie gesels in die kwartaal oor die hoop wat in ons is. Die hoop vir hierdie lewe. Maar die hoop wat die Here vir ons gee, is 'n hoop wat strek tot hierna ook. Dit is baie meer as net vir hierdie lewe. So, kyk na daardie teksvers. Nou, wat is die hemel? Waar is die hemel? Wie is nou in die hemel? Sal ons mekaar ken? Dis vraag wat ek gevra het. Waarna sien jy die meeste uit in die hemel? Hoe oud sal ons wees? Wat gaan ons daar doen? Hoe kom ons daar? Hoe kan ek seker wees ek kom daar? En die laaste vraag is vir my die belangrikste vraag. Maar wat is die hemel? Waar is die hemel? Dis die eerste vraag. Die hemel is 'n plek. Mense sê partykeer die hemel is 'n toestand. En daar sekere gelowiges soos die gevaarlike ou en nuwe apostels wat glo die hemel is in jou kop. Dis 'n state of mind. Ek het eendag met een van hulle te doen gekry wat vir my gesê het, ons praat oor die hemel, want as het oor baie dinge gesê te sê, maar die hemel is in jou kop. Ek nou vraag, hoe gaan mense hemel te sê, maar jy hoef nie te gaan nie, die hemel is in jou kop. Toe sê ek vir my, is gewoon nie so deur mekaar van die Bybel sê, daar vlieg voëls in die hemel rond. En hulle vlieg in jou kop rond. Nou, het nie baie daarvan gehou nie. Maar die hemel is 'n plek, en 'n baie spesifieke plek, nie 'n toestand of 'n ervaring nie. As ons lees daar in 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4, dan skryf Paulus, en hy skryf van homself in die derde persoon. Hy sê, ek weet van 'n man, of dit in die gees was of nie, ek weet nie. Maar as so iemand weggeruk is tot in die derde hemel, die paradys, en het daar onuitspreeklike dinge gesien het, gehoor het. En hy praat van homself. Want hy het op 'n stadium, toe hom gestenig het, is hy dood, en het hom vir dood weggedra, en ons glo in daai tyd, wat hy weggeruk is,
En dat hy in die hiernamaals die dinge gesien het, dat hy in teenwoordigheid van God was, dat hy weggeruk is tot in die derde hemel. Dis in God se teenwoordigheid. En hy dinge daar gesien en beleef het, waaroor hy nie kon praat nie. Paulus het 'n ervaring gehad, maar dit was nie die hemel gewees wat in sy kop was nie. Hy het 'n ervaring daar gehad, by 'n plek. Hy is weggeruk, sê die woord, tot in die derde hemel. Hy is verplaas. En hy het daar gesien. Was by 'n plek gewees. Spesifieke plek. En nou sê die woord van die Here vir ons in Psalm 11 vers 4 die volgende ook: die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Dis God se woonplek. Dis nie 'n state of mind waar God is en waar ek hom kan ontdek nie. Hy praat van 'n spesifieke plek. Maar sou God werklik op die aarde woon, sê 1 Konings 8 vers 27. Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Wat sê Dawid in daardie gedeelte is, dat self die hemel, en dan praat hy van die hoogste hemel, derde hemel, kan u nie bevat nie, want God se heerlikheid is so geweldig, dat self die buitenste hemel, die woonplek van God, nie sy heerlikheid eens kan bevat nie. Hoe kan sy heerlikheid in hierdie huis inkom? En tog, kom verras die Here vir ons baie keer. En ons ervaar sy heerlikheid, maar dis beperk. Dis gering in vergelyking met sy woonplek, waar sy heerlikheid volledig is. Paulus skryf in Filippense 3 vers 20 en hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. So dis waar Jesus is, aan die regterhand van God. Hy is in die hemel. Teenwoordigheid van God, hy is op 'n plek. So waar is die hemel? As jy so buite kan kyk, dan kan sommige mense sê, dis die buitekant, dis daar bo. Maar as jy glo die aarde is rond, dan is die hemel vir ander ouens hier onder. Want daar is die ander kant van die aarde. Nee. Ek glo die aarde is rond. Waar is die hemel? Goed, as ons kyk na daai prentjie wat ek al vir julle gewys het ook. In die oorspronklike word daar basies 2 woorde gebruik vir hemel. As jy 'n bietjie dieper gaan lees, dan kom jy onderskeid agter, dan word daar 1 of 2 ander woorde ook gebruik. Maar die algemene gebruik in die Bybel in die Hebreëus is hemel vertaal met Shemayim. En in die Nuwe Testament in die Grieks is hemel kom in die vertaal uit die Grieks uit wat Uranos. Ek gaan nou nie op daai geskiedenis ingaan nie, maar dis die 2 woorde wat gebruik word, Shemayim in die Ou Testament en Uranos in die Nuwe Testament. En daardie 2 woorde sluit eerste, tweede en derde hemel gewoonlik in. As hy praat van die voëls van die hemel, dan is dit die woordjie Uranos. As hy praat van ons Vader wat in die hemel is, dan is dit Uranos. Dis hemel, dis een woord wat gebruik, dis hulle begrip gewees van dit. Maar ons moet onderskei. Mense vra baie keer vir my, maar hoeveel hemele is daar en hoe onderskei 'n mens dit? Daar's die eerste, tweede en 'n derde hemel. Eerste hemel is dit wat jy daar sien. Dis die wolkehemel. Dis waar die voëls van die hemel rondvlieg. Dis ons aardse atmosferiese hemel. Dis waar die wolke is. Dis waar die troposfeer alle goeders is, né? Dan kry jy ook, en net nog so 1 of 2 foto's, dis alles net so uitbeelding van, dis die eerste hemel. Is dit waar God is? Ek het julle uitgevang. Ja, want hy is alomteenwoordig, maar is dit sy woonplek? Spesifiek nie. Maar God is alomteenwoordig. So hy, selfs die eerste hemel, hy is daar. Wat is die tweede hemel? Die tweede hemel is, dit wat jy daar sien, dis die sterrehemel. Dis die buitenste ruim, dis die
uitspansel daar buitekant. Is dit wat God is? Ja. Maar wie is ook daar? Wie is in die eerste 2 hemele ook? Die duiwel en sy bose magte. Want hulle is uitgewerp uit die eerste hemel, uit die derde hemel uit, né? Nie die volgorde nog gebou. So, hulle is uitgewerp uit God se woonplek, uit die teenwoordigheid van God, en hulle bewoon die lig, die ruimte, wat begin die oomblik as hier, tot waar het ook al mag wees. Dis waar hulle op die stadium beperk is. Die bose geeste, die owerhede in die lig, praat die Bybel van. So, dis die tweede hemel is daar die een, en dan is daar die derde hemel. En dis die hemelse wat ons van lees in die Bybel. Nou, ons het nie foto's daarvan nie, want niemand is nog daar met 'n kamera nie. So, al wat ons kan doen, ons kan goeders teken. En mense kan hulle verbeelding gebruik, en sommige ouens is baie meer skepend as ander. Hulle kan dit wat hulle lees, van die goue strate en van die see, en van die dinge, en van daarin wat hier vir ons beskryf word in Openbaring 21 tot in 22, en Openbaring 20, en selfs hoofstuk 19 ook. Dinge wat ons daar lees, kan hulle visueel vat, en hulle kan dit 'n beeld gee. Ek is nie so nie. Ek gaan gebruik ander ouers se prentjies. Maar dis die woonplek van God. Dis die plek waarin ek en jy moet seker wees, ons is daarheen op pad. Dis die hemel. En om daar te kom, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons gaan travel met 'n spoed. En ons gaan hier die eerste en die tweede hemel met 'n kwessie van 'n oomblik wees. En dan is daar. Die Bybel sê 'n oomblik en 'n oogwink skuif ons. En daar gaan nie tyd wees om te kyk hier. Want ek glo, as dit gebeur, gaan ons oë op een ding gefiks wees. En dit is Jesus. Niks anders gaan saak maak nie. En dit antwoord dalk seker ook in 'n mate die vraag, as mense vra, sal ons mekaar herken? Sal ek my vrou herken? Sal ek my man herken? Sal ek my kinders herken? Sal ek my pa herken? Sal ons mekaar herken? Ek dink dit gaan belangrik wees. Want net om daar te wees waar Jesus sentraal is, om hom te sien, gaan die ander goeders in die niet laat verdwyn. Gaan ons mekaar herken? Ons kom daarby net ook geen kans. Die hemel is 'n plek, 'n spesifieke plek, maar die hemel is ook 'n volmaakte plek. Dit lees ek in die Bybel. Hy sê in Openbaring 21 vers 4 die volgende. Hy sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. Daar gaan nie meer dinge wees soos effort, inspanning, moeite, verdriet, teleurstelling, trane. Al dinge, dis verby. Dit behoort aan hierdie aarde en aan hierdie gevalle skepping waar Here gesê het, nou sal daar sedert die sonneval, sal daar moeite en verdriet en trane en sonde en smarte sal daar wees. Onophoudelik, dis deel van hierdie lewe. En ons gaan dit nie een ontsnap nie. Dis ons almal se deel op hierdie aarde. En ek dink nie daar's iemand op hierdie aarde wat nog nooit gehuil het nie. Wat nie met hartseer of verlange in hulle harte sit nie. Wat nie met moeite en verdriet en swaar kry sit nie. Of het ken nie. Dis iets om uit te sien, né? 'n volmaakte plek. Waar het nie meer gaan wees nie. Gaan ons dit hier op aarde kan skep vir ons? Nee. Vroeger jare, hierdie middeleeue en voor dit het jy sogenaamde pilaarheiliges gekry.
Dis ouens gewees wat gedink het hulle kan hierdie wêreld en al sy versoekings en die sonde kan hulle ontvlug. En hulle het vir hulle self op 'n baie hoë pilaar, installasie bo gebou en hulle daar bo gebly vir die hele lewe. Hulle self afgesonder. Word na verwys in die geskiedenis van die kerk as die pilaar heilig is. Hulle wou die smarte en die seer en die dinge van hierdie wêreld wou hulle ontvlug. Het hulle dit reg gekry? Daar's nie 'n manier nie. Die enigste plek waar jy het gaan ontvlug is hierna. Want die mens sit met 'n sondige natuur. En die grootste probleem wat ons mee sit is in die hart van die mens, wat verdorwe is. En 'n pilaar ga jy nie wegvat van jou hart af nie. Die mens se hart is bedrieglik, sê die woord, verdorwe. God ken dit alleen. Maar is 'n volmaakte plek, Openbaring 21 vers 27 sê, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. En die woord wat hy gebruik, die uitdrukking wat hy gebruik, verdoen nie, beteken habitual. Wat dit as 'n leefwyse doen nie. Wat dit ongeërg doen nie, wat daarmee aanhou nie, wat daarin lewe nie. Maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Dis jou naam in die boek van die lewe van die Lam. Ja, dominee, toe ek 17 was, is ek voorgestel in die kerk en daar is my naam bygevoeg. Ja, dominee, toe ek 'n babietjies was, toe is ek gedoop en daar is my naam opgeskryf. Ek het nou die ding onder oog gehad wat een van die groot kerke hier in ons omgewing uitstuur vir die kinders en vir mense, nuwe lidmate. Jou vereiste om in die hemel te kom is die kinderdoop. Skreiende skande dat groot kerke sulke twak kan kwytraak en mense so mislei. Die dag toe jy gedoop is jou naam in die boek van die lewe geskrywe. Waar staan dit in my Bybel, weet ek nie. Ek is al 'n paar keer deur hom en ek het dit nog nie gekry nie. My Bybel sê as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Hulle wie se naam in die boek van die lewe is, sal die koninkryk sien. En my naam word bygevoeg wanneer ek gered is. Wanneer ek Jesus as my saligmaker en verlosser aanvaar het, wanneer ek my bekeer het van my sonde en van my verlore toestand. Dis die Bybelse taal wat ek lees, nie die ander nie. Net hulle wie geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Filippense 1 vers 21 en 23 skryf Paulus oor hierdie onderwerp ook. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie, hoor wat sê nou, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan, om met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Ek het verlange om heen te gaan, om afskeid te neem van die aardse, van hierdie lewe, en by die Here te wees. Dis die toppunt van alles. So wat het ons in die hemel? As ons praat van 'n volmaakte plek, dan is 'n plek waar die volgende dinge na kan kyk. Daar's 'n plek van geen skeiding nie. Afstand is irrelevant. Want tyd is irrelevant. Kan ons onsself hier goed indink? Nee. Maar dis wat dit is. Geen sonde nie. Geen siekte nie. Geen dood. Geen droefheid, trane. 'n plek van hereniging. Maar ek wil hê moet die hereniging reg sien. Nie die hereniging wat ons baie keer as mens verlang op aarde, 'n hereniging met my kinders, of hereniging met my ouers, of hereniging in daardie aardse bande nie, maar 'n hereniging met Jesus. Dis waar dit gaan.
Gaan ons die res daar kry? As hulle reg was? Verseker. Maar aardse bande gaan nou nie meer wees, want die Here het vir ons gesê, dink is aan Matteus 22, ek is nie seker nie, maar dink is Matteus 22, wat het Sadduseërs hom 'n vraag gevra oor die opstanding, toe vra hulle vir hom, as 'n man nou trou en hy sterwe voor hy kinders het, en sy broer volgens die wet, moes die broer dan die vrou gevat het, en dan, dit was sy vrou, en nou gaan die broer dood, en nou is daar 'n derde broer, en uiteindelik, ek sê, nou gaan dit verskrikklik klink, is dit deur al 7 broers, en sy het met al 7 getrou. Wie van hulle gaan nou op die einde haar man wees? Hierna. Ek dink Salomo het probleme. Maar dan kom hier en sê vir, julle weet nie al van julle praat nie. Ek parafraseer net so 'n bietjie. Hy sê, ek weet, julle weet nie waarvan julle praat nie. Want in die huwelik is dit nie soos hier op die aarde nie. Ag, in die hemel is dit nie soos hier op die aarde nie. Daar word nie huwelik uitgegee nie. Want mense soos engele, ons gaan mekaar ken, maar daar gaan nie daardie tipe van verhoudings en aardse bande wees nie. So, eenvoudige antwoord op die vraag, wat mense partykeer vra. Maar 'n plek waar daar geen tekort gaan wees nie, volmaakte fellowship gaan daar wees, 'n plek wat ons kan ag as ons erfenis en 'n beloning. Filippense 3 vers 20, as ek daar dit net vinnig, hy sê, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook verwag Christus ons verlosser. Ons burgerskap. Ons is hier op aarde, is eintlik net ambassadeurs. En as kind van die Here moet ons hier op aarde vir ons gedra soos 'n ambassadeur en nie twak praat van die land wat ons verteenwoordig soos wat Suid-Afrika se ambassadeurs doen nie. Nee. Ons is hier om die hemel te verteenwoordig met waardigheid, met opregtheid, met eerlikheid. Ons is hier vir die belange van die Here hier op aarde. Dis jou en my roeping as kind van God, gesant van God. Paulus skryf en sê, ons tree dan op as gesante van God, gestuurdes, ambassadeurs is die woord, verteenwoordigers van 'n ander koninkryk, hier in 'n vreemde land. En party mense rig hulle self so hierin, dat hy dag moeilik hemel toe kan gaan. Want hulle dink hulle het dit klaar. Vergeet dit. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê Paulus, ons weet, dat as hierdie aardwoning afgebreek word, het ons 'n gebou by God ewig in die hemel. Tydelik, in hierdie woning. Openbaring 21 vers 7 het ons gelees, maar die vraag, sal ons mekaar ken? Sê dit nogal geantwoord, hy sê, maar nou sien ons deur 'n spieël, in 'n raaisel, en het gevinnig by daai enetjie kom. Nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Nie soos ek ten volle ken is. Hier is 'n verskriklike groot waarheid in hierdie teksvers wat ek dink nie ons as kinders van die Here regtig besef nie. As die Here sê eendag sal ek ten volle ken. Net soos ek ten volle geken is, daar's die frase, die uitdrukking. Wat sê dit? Ons sal God ken, soos hy ons ken. Ons sal mekaar ken, soos God ons ken. Ons gaan volledige kennis van mekaar hê. En het gaan niks wees om ons skaam of verleë te wees, want daar gaan nie seker goed mee wees. Vir mekaar, liggaam, siel en gees volmaak ken. So wat die Here my ken, so gaan ons ken. Dit wat ek nie nou weet nie, sal ek daar weet. Ek moet partykeer vir mense soos my lastige vrae vra, en sê ek vir hulle, hoor, ek gaan maar vir daai netjie wag. Want ek weet ook nie reg hoe om te antwoord nie. Die Bybel sê nie vir my genoeg daaroor nie, maar los dit vir die Here, hy weet. Die res wat ek nie vir jou kan antwoord nie, en dis baie, sal hy vir jou antwoord. Ek is fyn daarmee. Maar ek haal hierdie vir julle aan wat ek gelees het in die week. Hy sê, when we get to heaven, we'll know each other as God knows us, because all the imperfections of this life will be removed. In this life, sin causes us to cover ourselves, not just physically, but emotionally and spiritually. But when sin is finally lifted from us, then we can be ourselves with no shame, no pain, no embarrassment,
no covering up. Dis een of ander dokter in theologie, Dr. Pettingill het gesê, concludes that in heaven we will know every person in heaven and all of them will be friends and loved ones to us. Ek is gemakkelijk met daai, né? Goed, wat gaan ons daar doen? Ek weet nie. Maar ek dink in die eerste plek, het gaan net hemels wees. Verskoon die pand. Om daar te wees. Om net in die teenwoordigheid van God te wees, wat die mens gaan doen, is moeilik om te sê. Veral omdat ons in tyd vastgevang is, van sekondes en minute en ure en dae en maande en jare. En daar is ons buitekant tyd en ons lewe in 'n ewige oomblik. Waar daar nie 'n môre is en 'n oormôre is nie, en 'n volgende jaar en oor 10 jaar of oor 100 jaar of oor 1000 jaar of oor 1 miljoen jaar nie. It's gone. Kan jy dit indink? Ek kon dit nog nooit regkry. Partykeer as ek so daaraan dink, dan asof ek net so dit wil vat, dan voel het my, ek verloor I'm losing my mind. Dan, excuse toch, ek gaan nog maar plat uitdrukking gee, maar het voel my, hier ergens vind 'n kortsluiting plaas. En dan verloor ek aan gedagte en dan kry ek hom nie weer nie. Want ons kan nie anders op hierdie aarde aan tyd dink nie, as om aan tyd te dink nie. En daar is 'n tydloos. So ewigheid. Daar is nie afmeting nie. Dit is 'n moeilikhede daar, maar in elk geval. Wat gaan ons daar doen? Ek gaan probeer beantwoord aan aanleiding van die woord en wat mense daaroor skryf en hoe hulle sekere dinge interpreteer ook. Maar dat daar aanbidding gaan wees sonder enige steurnis. Gefokusde aanbidding van die Here. Nou, aanbidding beteken nie net om voor die Here te buig nie. Aanbidding beteken om sy lof te besing, maar om ook toegewyd aan die Here te lewe, gefokus op hom te wees met 'n heilige, volmaakte lewe, en hom te volg en net daar te wees vir hom. Dis aanbidding, dis 'n leefwyse. Daar gaan ons dit regkry met ons hele lewe, met ons hele hart, met alles in ons, met geen steuring nie, God te aanbid. Want alles is uit die weg uitgeruim. Daar gaan diens wees sonder inspanning. Niks gaan moeite wees nie. Ons sal nooit vir die Here kan sê, Here, ek is 'n bietjie besig nie. Nou, ek het nie tyd nie. Ek wil nog die ding doen en nog daai ding doen. Dit gaan nie nou wees nie. Fellowship sonder vrees. Met mekaar. Fellowship gemaklik. Sonder enige agterdog. Sonder enige vrees vir veroordeling. Die grootste vrymoedigheid. Alles in die volmaakte trap. Ons gaan leer sonder vermoeienis. Ons gaan dinge ontdek. Ons gaan rus sonder om verveeld te raak. Want die Bybel praat van die hemel as 'n plek van rus. Waar ons rus van ons arbeid. Dit wat ons op hierdie aarde vir die Here gedoen het, gaan ons daar nie meer hoef te doen nie. Ons gaan daar nie meer ons geloof met werke ondersteun nie. Want ons geloof het oorgaan in aanskoue. Daar gaan rus wees in die opsig van tevrede. Die Here het alles gedoen en ek sien wat het alles bedoel daarmee. And I'm happy. En ek rus daarin. Ek is gemaklik. Ander vraag wat mense vra is, wie is nou in die hemel? En hier moet ons iets baie mooi verstaan, ek wil hê jy moet my mooi volg, ek gee my net nog so 'n paar oomblikke om dit te verduidelik. Wie is nou in die hemel? Moenie vir my sê niemand nie. Want God is daar en sy engele is daar, hoor. Okay. Maar as enige iemand wat alreeds gesterwe het, nou alreeds in daardie volmaakte toestand in die hemel? Nee. Ons praat van
En daar's niemand op hierdie stadium in die hel ook nie. En niemand is alreeds in sy finale bestemming nie. Want daar moet 'n oordeel kom. God se judgment, sy finale oordeel moet nog plaasvind. So die mense wat ongered gesterf het, word in bewaring gehou in die doderyk vir die finale oordeel, want wanneer daar 'n opstanding plaasvind, dan gaan ook die ongeredde dode gaan opstaan en dan gaan voor die wittroon oordeel van die Here verskyn en dan gaan hulle geoordeel word volgens hulle of hulle naam in die boek van die lewe geskryf. En dan is hulle saam met die duiwel in die poel van vuur gewerp. En die ander opstanding, ons het nog niemand ontvang, kom ek stel dit anders. Niemand wat nou sterwe, of wat al reeds gesterf het op daardie oomblik dat hy gesterf het, 'n verheerlikte liggaam ontvang nie. Jy sterf, die liggaam gaan tot niet. Stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Die siel en die gees keer terug na God toe, wat weet waar dit gaan, maar dit word in bewaring gehou, ongered en gered. Gereddes praat ons van die voorpoorte van die hemel, in afwagting, waar hulle in 'n rustende toestand is. Hulle is by die Here. Dis hoekom Paulus sê, ek het verlang om heen te gaan en by die Here te wees, maar nie in 'n verheerlikte toestand, liggaam, siel en gees nog nie. Dit kan eers met die opstanding plaasvind. Wanneer ek die verheerlikte liggaam ontvang en ons net soos Jesus gaan wees, in elke opsig. Volmaak. Dit kom nog. So niemand is nog in sy verheerlikte toestand, bewustelik in die hemel of in die hel met 'n onverganklike liggaam nie. En dis die realiteit wat ek hier moet begin versit. Die dode gaan onverganklik opgewek word, gered en ongered. Die ongeredde gaan vir altyd leef, weg van die Here af. En daar gaan geen uitsig wees, na môre gaan dit beter gaan nie. Want daar gaan nie 'n môre wees nie, dit is 'n ewige dag. Dit die hel. Die dode word onverganklik opgewek. Dis 'n verskriklike gedagte as jou saak met God nie reg is nie. Dit antwoord ook so in kort die vraag, wat gebeur dan na die dood? Maar van dit gaan ek los vir Dr. Isak Burger. Hy gaan in September maand vir ons 2 boodskappe kom bring, die oggend en die aand. 5 minute voor die dood, of na die dood, of 5 minute na die dood vir die kind van God, 5 minute na die dood vir die ongeredde. 2 boodskappe wat hy in September maand gaan bring. Bid slang daarvoor. Maar gereed daarvoor nooi mense, want dit is 'n belangrike boodskap wat ons moet na kyk. So, ek gaan afsluit, die nuwe hemel en die nuwe aarde, ons is amper klaar, wat die Bybel van praat. Nou vra mense maar, hoekom moet daar 'n nuwe hemel wees? Ek kan verstaan 'n nuwe aarde, maar hoekom 'n nuwe hemel? Maak dit sin? Ja, dit hang af, wat verstaan jy onder hemel? Het God se hemel, waar hy woon, 'n renovation nodig? Nee. So watter hemel moet herskep word, moet 'n nuwe een word? Die plek waar die bose geeste in heers nou, moet skoongemaak word. Moet gesuiwer word. Die hemel sal met 'n gedruis verbygaan en die Here sal skoonmaak. En hulle sal nie meer daar wees nie. En ook die aarde wat onder hulle invloed gelei het, word skoongemaak. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en die Here gaan by ons kom woon, sê die Bybel. God gaan by die mens kom woon. Hy gaan hemel afbring, aarde toe. Paradys, nuwe Jerusalem, hy gaan dit afbring. En dis waar het gaan wees, vir altyd. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon.
En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Ek wil net so 'n vraag antwoord, en ek hoop ek klink nou stout of gemeen as ek dit nou sê nie. Maar ek is 'n realist. Veral dit kom by sekere goed, as mense moenie vir my prentjies kom gee oor, ek dink dit gaan so wees met my sê, dis feite en so nie. En sekere goed is kwytraak as wat die waarheid is nie. Ek werk op die Bybel. Dis my bron. Dis my verwysing. Ek gaan nooit mense teer as hulle dit doen nie. Want ek weet, en ek ken die omstandighede waarin hulle dit sê. Maar dit is onbybels. Maar mense sê baie keer, as iemand nou baie lief was vir golf en vir visvang, sê, hy vang nou lekker vis daarbo. Hy speel nou seker vir eerste span daarbo golf. Nonsens. Is nie waar nie. Dit troos, ek weet dit, en ek sal nie vir mense wat in daardie oomblik dit sê, aanvat en vir hulle met hulle ewig verskil, precies, maar hoe ons praat nie. Ek klos hulle. Dis 'n trooswoord, maar dit is ongelukkige valse troos. Maar nou is nie so iets nie. Nou word die golf gespeel daarbo nie. Of verskil julle met my? Ons mag verskil, maar dan moet ons feite hê. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, vreesbevanges, die mense wat in vrees lewe, en die ongelowiges, hulle wat nie Jesus aanvaar, praat nie van iemand wat nie glo nie, praat van mense wat nie in Christus vertrou alleen vir sy saligheid nie, en die gruwelikes, geweld, moordenaars, horeerders, volop, towenaars. Dit is so interessant, die woordjie towenaars die hier gebruik word, is nie die ouens, die magicians nie, hoor. Die woordjie towenaars die gebruik word, is nie, ek kill jou hier en ek kill jou daar, na ouens nie. Niks met towenaar, daar goed is dit doen nie. Die woordjie towenaar die gebruik word, is die woordjie pharmakeo, drugs, afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dis die tweede dood. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. Laat die heilige nog heiliger word. Dis jou en my motivering. As jy Jesus nie wil volg nie, daar kan 'n oomblik plaasvind wat die Here jou hart verhard, as jy hom tot dusver self verhard het en nie wil weet nie, nie wil hoor nie, wat die Here se genadigheid verby kan gaan. En jou oorgee, soos wat hy in Romeine 1 en 2 gedoen het met mense, het hulle oorgegee aan die verharding van hulle harte. En dan is dit nag. Dan is dit 'n verskrikking wat wag. Moenie dink jy gaan môre weer 'n kans kry nie. God se tyd is vandag as jy my stem hoor. Maak jou klaar om God te ontmoet. Kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, so wit word soos wol. So rooi soos purper, sal wit word soos sneeu. Wat moet ek doen om in die hemel te kom? Ons kan nie eintlik veel doen nie, behalwe dit. Om te besef ek is verlore. Ek word so gebore. Ek word gebore met die Adam natuur, vervalle mens, sonder die heerlikheid en die geregtigheid van God, sonder die beeld van God. En dit is net wedergeboorte wat dit kan herstel. Wanneer ek vir die Here sê, Here, ek is verlore. Ek is op pad hel toe, want ek is so op hierdie pad gebore. Here, ek het nog niks daaromtrent gedoen nie. En om te probeer hervorm, en om te probeer om deur die bad te spring, om te doop te word, en om hande opgelê te word, en lidmaatskap, dit gaan nie my koers verander nie. Dit verander net jou lidmaatskap in 'n kerk.
om my koers te verander, om my bestemming te verander, moet ek Jesus in die oog hê. Moet ek hom aanvaar as die wat vir my gesterf het, sodat ek nie in die hel beland nie. Daar's nie 'n ander ticket vir die hemel nie. Jy kry hom net by Jesus. Het jy die ticket? Het jy die kaartjie? Het jy die bewys? As jy daardie bewys het, dan gebruik ons uitdrukking soos ek weet in wie ek glo. Ek is oortuig dat hy mag het om my veilig daar te kry. Ek weet. Nie ek hoop nie, ek wens nie, ek dink nie, sal maar sien nie. Ek weet. Dis Bybelse taal. Dis nie arrogant nie. Dis Bybels. Het jy daardie sekerheid? Die hemel is die hoop vir hierna. Maar jy moet om hierdie kant uitsorteer. Amen. Ek sien julle uit na die hemel. Klink nie baie oortuigend nie, maar toe maar. Gaan dink oor die woord. As mens seker is dit iets om oor opgewonde te raak. As mens twyfel, onseker is, ek weet nie regtig nie. Dan kom op partykeer so power ja uit. Ek hoop nie dis wat ek hier gehoor het nie. Maak seker. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons staan. Here, baie dankie vir die woord en vir die bestemming wat U vir ons gereed gemaak het, 'n plek van heerlikheid, 'n plek waar U is en waar daar geen droefheid, geen trane, geen moeite, geen dood, geen skeiding meer sal wees nie. Waar ons in 'n ewige nou in U teenwoordigheid sal wees, in heerlikheid en aanbidding, sonder enige belemmering, sonder enige invloed, salig in die rus ingegaan. Nie om agteroor te gaan sit en te gaan lê nie, maar tevrede, gelukkig in Jesus. Dankie, Here, vir hierdie vooruitsig en dat ons daarvan seker kan wees. Dis nie soos iemand gesê het, 'n pie in the sky wat ons op kan hoop nie, maar sien nie. Dis 'n daadwerklikheid, dis 'n groot werklikheid, waarvan ons seker moet wees, kan wees. En ek bid dat U vanmôre ook deur hierdie woord in elke hart hierdie gewaarwording, hierdie oortuiging sal werk, as dit nog nie daar is nie. As daar die sekerheid, daar die onwrikbare sekerheid nog nie daar is nie. Ons eer U vir U woord. Ons eer U vir dit wat ons na kan uitsien, al weet ons nie alles nie. Het is genoeg om vir ons opgewonde te maak en genoeg om vir ons die erns ook daarvan te laat besef. Dankie, Here Jesus, daarvoor. Amen.